Die evangelie volgens Johannes hoofstuk 12. 6 dae voor die Pasga het Jesus na Betanië gegaan. Dit was die tuiste van Lazarus, wat Jesus uit die dood opgewek het. Daar het hulle vir hom toe 'n maaltyd voorberei, en Martha het hulle bedien. Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n litra egte, uiters kosbare nardusolie geneem, die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog. En die huis is deurtrek met die geur van die olie. Toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai: "Waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius verkoop en die geld aan die armes gegee nie?" Hy het dit gesê, nie omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar omdat hy 'n dief was. Hy het die geldbeurs gedra en het van die bydraes gevat. Daarop het Jesus gesê: "Laat haar begaan. Sy het dit vir die dag van my begrafnis bewaar. Want die armes het julle altyd by julle, maar vir my het julle nie altyd by julle nie." 'n groot skare Jode het verneem dat Jesus daar was, en hulle het gekom, nie ter wille van Jesus alleen nie, maar sodat hulle ook vir Lazarus kon sien, wat hy uit die dood opgewek het. Die volgende dag het die groot skare wat vir die fees gekom het, en wat gehoor het dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke gevat en hom tegemoet gegaan, en aanhoudend uitgeroep: "Hosanna! Geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, en die koning van Israel." En Jesus het 'n jong donkie gekry en daarop gaan sit, soos daar geskryf staan: "Moenie vrees nie, dogter van Sion, kyk, jou koning kom, hy sit op 'n donkievul." Hierdie dinge het sy disippels eers nie verstaan nie, maar toe Jesus verheerlik is, het hulle onthou dat hierdie dinge oor hom geskryf staan, en dat hulle dit vir hom gedoen het. Die skare wat by hom was, toe hy Lazarus uit die graf geroep en hom uit die dood opgewek het daarvan getuig. Die rede waarom die skare hom tegemoet gegaan het, was omdat hulle gehoor het dat hy hierdie teken gedoen het. Daarop het die Fariseërs vir mekaar gesê: "Sien julle dat julle niks bereik nie? Kyk, die hele wêreld loop agter hom aan." Daar was 'n aantal Grieke onder die mense wat gekom het om op die fees te aanbid. Hulle het toe na Filippus gegaan, wat van Betsaida in Galilea was, en hom gevra: "Meneer, ons wil Jesus sien." Filippus het dit toe vir Andreas gaan vertel, en toe gaan sê Andreas en Filippus dit weer vir Jesus. Maar Jesus antwoord hulle: "Die uur het gekom dat die Seun van die mens verheerlik moet word. Amen, amen, ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit net een enkele korrel. Maar as dit sterf, dra dit baie vrug. Wie sy lewe liefhet, verloor dit. Maar wie sy lewe in hierdie wêreld gering ag, sal dit vir die ewige lewe behou. As iemand my wil dien, laat hy my volg, en waar ek is, daar sal my dienskneg ook wees. As iemand my dien, sal die Vader hom eer. Nou is my siel ontsteld. Wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur. Maar ek het tog juis met die oog op hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam." Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom: "Ek het dit verheerlik, en ek sal dit weer verheerlik." En die skare wat daar gestaan en dit gehoor het gesê dat daar 'n donderslag was. Ander het gesê 'n engel het met hom gepraat. Jesus het geantwoord:
Hierdie stem het nie ter wille van my gekom nie, maar ter wille van julle. Nou het die oordeel oor hierdie wêreld aangebreek. Nou sal die heerser van hierdie wêreld uitgedryf word. En as ek van die aarde af verhoog word, sal ek almal na my toe trek. Dit het hy gesê om aan te dui watter dood hy sou sterf. Die skare het hom toe geantwoord: Ons het uit die wet gehoor dat die Christus vir ewig bly. En hoe sê u dat die seun van die mens verhoog moet word? Wie is hierdie seun van die mens? Jesus het toe vir hulle gesê: Nog 'n kort tydjie is die lig by julle. Terwyl julle die lig het, leef daarvolgens, sodat die duisternis julle nie oorval nie. Wie in die duisternis leef, weet nie waarheen hy gaan nie. Terwyl julle die lig het, glo in die lig, sodat julle kinders van die lig kan wees. Toe Jesus dit gesê het, het hy weggegaan en hom van hulle onttrek. Hoewel Jesus so baie tekens in hulle teenwoordigheid gedoen het, het hulle nie in hom geglo nie, sodat die woord wat die profeet Jesaja uitgespreek het, vervul kon word. Here, wie het ons boodskap geglo? En die arm van die Here, aan wie is dit geopenbaar? Hulle kon nie tot geloof kom nie, want Jesaja het ook gesê: Hy het hulle oë verblind en hulle harte verhard, sodat hulle nie met hulle oë kon sien en met hulle harte kon verstaan en kon terugdraai en ek hulle genees nie. Dit het Jesaja gesê omdat hy sy heerlikheid gesien en oor hom gepraat het. Nogtans het ook baie van hulle leiers in hom begin glo, maar vanweë die Fariseërs het hulle dit nie openlik bely nie, sodat hulle nie uit die sinagoge geban sou word nie. Hulle het immers die eer van mense meer liefgehad as die eer van God. Jesus het uitgeroep en gesê: Wie in my glo, glo nie net in my nie, maar ook in hom wat my gestuur het. En wie my sien, sien hom wat my gestuur het. Ek het as 'n lig na die wêreld gekom, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis sou bly nie. En as iemand my woorde hoor en dit nie bewaar nie, veroordeel ek hom nie, want ek het nie gekom om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te verlos. Wie my verwerp en nie my woorde aanneem nie, het iets wat hom veroordeel. Die woord wat ek gespreek het, dit sal hom op die laaste dag veroordeel. Ek het immers nie uit my eie gepraat nie, maar die Vader wat my gestuur het self vir my 'n opdrag gegee oor wat ek moet sê en wat ek moet verkondig. En ek weet dat sy opdrag die ewige lewe is. Wat ek dus sê, sê ek presies, net soos die Vader dit vir my gesê het.